Die familiealtaar, Bybellesing. En toe dit aangeword het, was hy met die 12 aan tafel, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef, en begin elkeen van hulle aan om te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen soos daarvan hom geskrywe is, maar wee daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. En Judas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom, jy het dit gesê. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Matteus 26 vers 20 tot 25. Boodskaplesing. Wanneer die vleeslike en die geestelike mekaar ontmoet, is daar altyd 'n botsing. Toe Judas en Jesus ontmoet het, was daar 'n botsing. Die een was die seun van God, die ander een die seun van Satan. Net soos Kain en Abel was daar 'n botsing toe hulle ontmoet het. Een van hulle was die tesourie van die kerk en die ander een 'n herder. Nou kom ons in hierdie dag weer by dieselfde ding, die vleeslike denominasie teenoor die geestelike bruid van Christus. Die geestelike bruid van Christus verskil so baie van die vleeslike organisasies dat daar glad geen vergelyking tussen hulle is nie. Let op, die natuurlike probeer altyd die geestelike naboots, maar soos in Jakob en Esau sal dit nie werk nie. Dit sal nie. Wanneer dit baie goeie werke kom, glo ek dat Esau eintlik 'n beter man was in die oë van mense as Jakob. Hy het probeer om vir sy pa te sorg wat blind was, 'n profeet, en al hierdie dinge wat hy probeer doen het, maar tog het Esau nie besef dat dit net vleeslike werke was nie. Hy het gedink hy kan ingaan deur wat hy gedoen het, iets goeds doen vir iemand wat op homself reg was, maar Jakob sy hele siel was daarop gerig om daardie eersgeboorte reg te kry, en dit is wat God geestelik in hom raak gesien het. Let op, en dit het nog altyd veroorsaak dat die natuurlike die geestelike haat. Dit het Kain laat haat vir Abel, dit het Korah laat haat vir Moses, dit het Judas laat haat vir Jesus, en so gaan dit aan. Dit veroorsaak dat die natuurlike die geestelike haat, net soos Kain aan die begin Abel gehaat het, die een van wie God die offer aanvaar het en probeer het om hulle te vernietig. Hulle probeer die invloed vernietig, hulle probeer alles vernietig, want dit is niks anders as jaloesie nie. Dit het by Kain begin en bewys dat dit jaloesie was, en dit is vandag nog dieselfde wanneer die natuurlike, die vleeslike en die geestelike bymekaar kom. Dit bewys, dit is Satan, geen ander manier nie, want jaloesie kom van Satan, en dan veroorsaak dit 'n nabootsing van die waarheid, iemand wat probeer om iets na te boots, waarvoor hy nie verordeneer is om te doen nie. Hoeveel daarvan het ons nie in hierdie laaste dae gesien nie? O my, hoeveel daarvan? Verander God ooit sy gedagte oor sy woord? 18 April 1965 deur William Marion Branham.